Goeiedag aan almal, ons is by sessie 11 en ons is vandag by Sondag 2, die vraag en antwoord 5. En die vraag vra, kan jy dit alles in volle nakom? Met antwoorde, kan jy die wet van God in volle nakom? En dan is die antwoord, wat sou julle dink? Is beslis nee. Want hier staan, ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Skalk, hierdie is 'n groot ding. Hierdie is 'n ding wat ons sukkel om ons kop om te kan kry. Hy is so eenvoudig, maar hy laat jou 'n bietjie frustreerd. So, kom ons praat hieroor. Ja, Marius, dit is, ek dink as ons oor die onderwerp wil praat, dan moet ons gaan kyk hoe Jesus vir 'n ryk ou, 'n goeie ou, hoe hy vir hom, hoe hy die bokkie vir die leeu as aas uitgesit het. So, wat doen die Here Jesus? Lukas 18, kom ons gaan na Lukas 18, vers 18 en 18 tot 30 is eintlik die teks waarmee ons vir ons wil besig hou. Nou sê maar ek gaan dit eers lees, want ek dink dit is belangrik dat ons dit sommer terwyl ons daaroor praat helder in ons gedagtes het. Nou die 2020 vertaling het 'n briljante korrekte vertaling gemaak van hy het gesê 'n sekere maghebber, né? Hy het hom gevra, 'n owerste, 'n belangrike ou. Maar die 2020 vertaling sê hierso 'n maghebber. Nou 'n maghebber beteken mos nou 'n ou wat die mag het om dinge te doen, dinge te sê, wat in 'n posisie is waar hy die lakens uitdeel. Jy weet, hy kry nie die job nie, hy gee die job. Hy's 'n maghebber. En dan word later in hierdie gedeelte word sy magteloosheid sigbaar. En dit moet ons onthou, hierdie storie van hom gaan tussen mag hê en onmag hê. Maar hy weet nie van die onmag nie. Hy is bewus van sy mag. Nie net sy rykdom nie, maar sy posisie in die samelewing bevestig sy mag. En nou kom hy na Jesus toe en hy sê, goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf? Dom vraag. Mens, wat doen jy om te erf? Jy doen niks om te erf. Hy liewe land. Jy kan nie. Maar nou sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God. Hier sê Jesus weer, ook wat Paulus in Romeine 3 sê, weet dat niemand van ons sonder sonde is nie. Niemand is goed nie, behalwe God. Jesus is God self, maar die man weet dit nie. So Jesus wil sê, as jy dink ek is 'n mens, kan jy nie vir my sê ek is 'n goeie mens nie, want ons is nie goeie mense nie, nee? Maar die ou verstaan dit nog nie, hy gaan dit nou bietjie verstaan. En dan sê Jesus vir hom, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie. So Jesus kom nou hier by die simptome uit, nee, van die 10 gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, eer jou vader en jou moeder. En die ou sê, dit alles het ek van jongs af nagekom. So hy kan regtig, soos Paulus later sê toe oor sy tyd as fariseer, onberispelik wat die wet betref. Want sover die wet aangaan, kon jy nie 'n vinger na my wys nie. Daar was nie 'n swart kolletjie op my blad nie. My boekie was silwer skoon wat hierdie goed betref, van alles van jongs af, sê die ou. En dan toe Jesus dit hoor, sê hy vir die man, een ding ontbreek jou nog. En nou, kyk, Jesus het 'n manier om sy vinger in die wond te druk. Want ons gaan dood aan hierdie wond as ons nie die wond herken nie, as ons nie weet van die wond nie, gaan daai infeksie ons
ewig doodmaak. So nou druk Jesus sy vinger in daai wond, sodat die ou moet sê, ouch, jy weet. En Jesus sê vir hom, een ding ontbreek jy nog, verkoop alles wat jy het en deel het onder die armes uit, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy, kom hier, volg my. En toe die man dit hoor, het hy baie bedroef geword, want hy was skatryk. Toe Jesus sien hoe bedroef die man geword het, het hy gesê, hoe moeilik is dit tog vir hulle wat rykdom het om in te gaan in die koninkryk van God. Maar kom, wat gaan hier aan? Nommer 1 is mense lees hierdie teks gewoonlik met angstigheid. Wil die Here regtig, ek moet nou al my goed weggee, en ek kan nie dit doen nie, en ek gaan nie dit doen nie, en nou is ek dalk verloor. Wat moet ek dan doen? Dan vermy ons liewer daai. Dis nie 'n veel geleesde teks hierdie nie, want ons hou nie van hom nie. Hy ontstel ons, net soos hy die arme ou ontstel het, hierdie magtelose ou, wat hom verbeel, hy se maghebber, hy het iets bereik, hy is ryk, hy doen dinge, maar hy kan nie sy goed weggee nie, hy is magteloos. En wat Jesus hier ontbloot, is as jy God regtig lief het, en as jy God regtig vertrou, en as jy jou naaste lief het, dan gaan jy anders met jou rykdom om, as wat jy nou doen. Dit is 'n tipiese oordrywing wat jy in die semitiese wêreld in die ou Midde-Ooste kry, vandag nog kry jy dit in die Midde-Ooste, dat 'n mens, kyk, jy, as God sê, ek het Jakob lief gehad en Esau het ek gehaat, dan bedoel hy nie dat hy Esau gehaat het soos wat ons Esau gehaat het nie, maar dit is 'n oordrewe vorm om te sê, ek het Jakob gekies bo Esau. As iemand nie sy familie haat nie, sê Jesus op 'n plek, dan bedoel hy nie, ons moet hulle haat nie, ons moet hulle lief hê, maar hy bedoel, jy moet my meer lief hê. So Jesus wil nie noodwendig sê, die ou moet al sy goed weggee nie. Ja. Hy stel dit ekstreem. Maar, net, in die antwoord hier vind ons, hoe moeilik is dit vir 'n ryk ou om in die koninkryk in te gaan? Net in die volgende hoofstuk gaan 'n ryk ou die koninkryk in. Ja. En dis Saggeus. Ja. As Jesus by hom kom en dan sê Saggeus, ek gee die helfte van my goed weg. En Jesus sê vir hom, daar het verlossing gekom. Dit is wat Jesus bedoel, maar ek sien jy het lus om iets te sê. Nee, ek sit maar te dink, ons praat nou oor rykdom, maar die kwessie gaan hier, dat jy by 'n plek kom, want ons gaan nou in die volgende ene praat, hoekom is ek so? Ja. Maar jy kan dit ontken. So kom ons kom net by die punt, jy kan dit ontken, want jy leef 'n goeie lewe. So hoe ek verstaan is hierdie storie en die plek bring ons by 'n plek om regtig tyd te neem om goed in jou lewe raak te sien wat jy ontken het. Want hoe verbaasend is dit nie dat ons te midde van alles wat ons redelik reg doen in ontkenning leef. So Skalk, is ek reg? Die vraag wil jou bring om te sê, hoorie, dit gaan oor 'n klomp goed, maar is jy eerlik met jouself? Ja, jy sien Marius, en dit is die punt. Ek het nou gesê, ons steek vas by hierdie, jy moet alles weggee, maar wat ons miskyk dan van hierdie gedeelte is juist wat jy sê, is dat hierdie ou het homself nie goed geken nie. Hy het gedink, hy is alright. En dis hoekom, wat is jou enigste troos? Dat ek weet hoe groot my sonde is. En hy het nie geweet hoe groot sy sonde is nie. Hy het gedink, hy kan die ding regmaak met dit, net jy weet, die Engels het die woord tweak. Ja. Jy weet, hy kan net hier so 'n aanpassingkie maak en daar 'n aanpassing. Dit gaan eintlik maklik wees. Goeie meester, jy is 'n goeie man, ek kan dit agterkom want u doen goeie goed. Wat moet ek doen om die ewige lewe te kan erf? Hy dink hy kan by God iets verdien. Hy kan sy erfporsie verdien by God. Hy kan nie, want sy sonde sit veel dieper. Hy het nie behoorlike selfinsig nie. En as Jesus nou vir hom sou vra, het jy die Here God lief met jou hele hart,
en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jesus vra dit nie vir hom nie. Jesus vra dit vir hom op 'n ander manier. Hy sê, gaan gee jou goed weg. Ja. So ek wil net kom op die plek van wat dit doen is dit jy verloor jouself. Kyk, ons wil nie onsself verloor nie. Jy wil, dis dan een ding wat jy nie wil doen nie. Jy wil jouself opbou en ons het programme van waar jou persoonlikheid opbou en jou menswees opbou. Maar om jouself te verloon is 'n besondere ding. Dis om by 'n plek te kan kom van gestrooptheid waar jy nie verloor nie, want verloon kan dink jy verloor jouself. Dit is negatief, maar jy wen iets daardeur. En ek vermoed dit wil ons nie by 'n plek uitbring wat jou nog laat sê, ag Jesus, hoor jy is niks, jy het geen waarde nie. Maar dit wil jou waarde relativeer. Want ons dink te veel van onsself. En weer eens, dis die probleem van hoe diep gaan ons. Is daar 'n buffer wat ons net sê, ek wil nie daar gaan nie. Of ander mense sien die goed in ons raak, maar ons self sien dit dikwels nie raak nie. Ja, wel, en ander mense sien dikwels ons is 'n goeie mens, maar jy sien, Marius, hoe erf ek die ewige lewe nou reeds? Ek erf die ewige lewe as ek vry raak van myself, as ek nie meer aan myself behoort nie. Ek erf die ewige lewe as ek aan Christus my verlosser behoort. Hierdie ou wil die ewige lewe erf, maar hy wil aan hierdie een vasklou. Hy wil aan homself nog behoort. Hy wil nog aan homself behoort, hy wil nog, en hy wil nog sy goede hê. En dit is verskriklik moeilik. Dis hoekom die troos is dat ons dit kan besef en kan weet, God het 'n maar oor ons uitgespreek. Maar Jesus het betaal. Maar Jesus vergewe jou. Maar die Heilige Gees vernuwe jou. Dit is waarna toe ons op pad is. Maar voor ons daarby kan kom, moet ons eers weet van die siekte. Jy sien, die probleem is, as jy griep het, en jy weet dit nog nie, né? En jy gaan hardloop. Okay, is jy dood? Ja, dan gaan jou hart ingee. Nee, dis so gevaarlik om dit te doen. So jy moet weet jy het griep. Jy moet weet jy het griep. Jy moet weet die virus sit in jou. So wat ek begin hoor is, hierdie raak soos 'n asemhaling, né? Want jy weet dit elke dag. Jy moet dit elke dag weet. So ons dag begin met, ek weet dit, ek bely dit, en ek leef in hierdie groter genade van God. Maar as ek dit kan bely, dan het dit nie meer mag oor my nie. So dis die kwessie, nee, die kwessie is weer eens dat jy jou natuurlike geneigtheid jy deur dit kan breek om nie net waardeloos kan wees nie, maar sê, wel, die antwoord is belydenis, wat my help is, belydenis help my, en dan help dit vir my om 'n dieper sin te gee, nee, want skielik bring hierdie elke dag se belydenis jou by gedagtes, want ons het nou gepraat, hoe praat die Heilige Gees met jou, nee, en dan, belydenis is skuldbelydenis, hy oortuig ons van skuld, en daai skuld bring ons weer vandag by 'n nuwe plek van vernuwing. So hierdie is 'n daaglikse asemhaling. Dis nie 'n ding wat 1 of 2 keer in jou lewe gebeur nie. Dis 'n voortdurende bewussyn, né? Ja, dit is Marius, en ek dink die vraag waarmee ons nou hierdie antwoord begin het was, kan jy dit alles onderhou? En die antwoord was nee, jy kan nie. Met ander woorde, ek moet ook nie in moedeloosheid verval, as ek nie al mekaar self beter en beter en beter word nie. Ek moet weet van myself, dat ek geneig is om, kom ons die woordjie haat is bietjie sterk dalk hierso, maar dat ek geneig is om God nie met my hele hart lief te hê nie.
dat ek geneig is om my naaste nie lief te hê soos wat ek myself het nie. En ek moet weet dat ek die dag daarmee begin, en dan kan ek daarteen begin stry met die krag van die Gees. En as ek val, is dit nie verby nie. Dan tel die Here my op, en hy sit my weer op my voete, en die Gees gee my 'n klopjie op die skouer, en die Gees sê, kom ons probeer weer. En in die proses verloor ek al hoe meer vir myself, en ek word al hoe meer vernuwe na die beeld van God. En dis hierdie geleidelike proses, tot die dag wat ek sterf, en dan eintlik gestroop is van al my krag en my geld en my bates, en in vrede sterf, né? Dis mooi gesê. Yes, ek het nooit hierdie goed nodig gehad nie. Maar hoekom het dit vir my 'n leeftyd gevat om dit agter te kan kom? Kan ons nie maar begin waar ons gesterf het, en dan 'n lewe leef nie. Dit vat 'n leeftyd. Maar Skalk, kom ons kom net by die gespreksvrae. As julle in 'n groep wil gaan praat, gesels met mekaar oor hierdie vraag. Ons stel Lukas 18 se storie oor die ou met die baie geld wat alles moes weggee. Ons stel dit jou, en dan die vraag, hoekom? So gepraat in jou groep daaroor, of by jouself dink daaroor, en dan vir die volgende sessie, het jy al gehoor dat daar in die kerk gepraat word oor die erfsonde? Hoe dink jy daaroor? En dan lees Psalm 51 en let veral wat in vers 7 staan. Tot ons volgende sessie dan.